Die donker klou aan my bors. Jesus graag, vir wie op hom wag.
Heer Jesus naam.
Goeiemôre aan elkeen van julle, vriende en familie. Baie welkom by Gideon Johannes Botha se begrafnisdiens, of terwyl Giep Botha. Die dood kruis een of ander tyd elke mens se pad. Alle mense moet sterf. Oor die dood het die Bybel baie te sê, omdat die dood ook gelowiges en hulle geliefdes tref. Om sy volk uit Egipte te verlos, tref die Here die Egiptenaar se eersgeborenes met die dood. Wanneer hy sy volk verwerp, gee die Here hulle oor aan die dood. Jesus se opstanding bewys dat die lewe sterker is as die dood. Mense wat in Christus glo, sterf ook, maar vir hulle het die dood 'n heeltemal 'n ander betekenis. Daarom skryf Johannes Wolfgang: die gedagte aan die dood ontstel my glad nie, want ek is daarvan oortuig dat die menslike gees onvernietigbaar is en van ewigheid tot ewigheid sal voortleef. Genade en vrede vir julle elkeen, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek wil vra dat ons saam staan, dan sing ons saam lied 510. Ons sing daarvan vers 1 tot 4, genade onbeskryflik groot. Kom ons staan saam. Jesus, dankie dat ons kan weet, Vader, dat U ook hier teenwoordig is. Ja, Here, U sê dat U altyd by ons is, Here, en dat U ons nooit sal verlaat nie. Dat U ons altyd vashou en nooit sal begewe nie. Ja, Here, ek vra, Here, daar waar ons ook afskeid neem van Giep Botha, Here, wil ons vra, kom vertroos die hartseer, kom bring berusting waar daar baie vrae is. Here, en mag elkeen wat hier teenwoordig is, ook die goedheid en die liefde ervaar. Mag hulle ervaar, Here, hoe dat U hulle begelei en lei op die pad
wat hulle moet loop, Here. Here, die pad van hartseer en rou. Here, die pad wat ons ook nader trek aan U, die beproefde pad. Ja, Here, seën ook ons saam wees hier. Here, en mag die boodskap wat gebring word, Here, ook by elkeen van ons byval vind. Amen. Julle kan maar sit. Vanoggend wil ek graag 'n gedeelte lees vanuit 1 Korintiërs hoofstuk 15 vanaf vers 35 tot 58. Ek lees vir ons van vers 35 af. Maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dis 'n dom vraag. Wat jy saai, kom nie tot lewe tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, of dit nou koring is of iets anders. Maar God gee 'n gestalte daaraan, soos hy bepaal het. Aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. Die vleis van lewende wesens is nie alles eenders nie. Daar is 'n verskil tussen die vleis van mense, van diere, van voëls en van visse. Daar is hemelliggame en daar is aardse liggame. Die glans van die hemelliggame is anders as die van die aardse liggame. Die glans van die son is anders as die van die maan, of die van die sterre. Ook verskil die een ster se glans van die ander ster se. So is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word, is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word, is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word, is swak en word in krag opgewek. 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. So staan daar ook geskrywe, die eerste mens, dit is Adam, het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het die lewendmakende gees geword. Die geestelike kom nie eerste nie, maar die natuurlike en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en is stoflik. Die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoflike mens was, so is ook die stoflike mense. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoflike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse mens wees. Wat ek bedoel, broers, is dit: vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur. Want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleed is en hierdie sterflike met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees vastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig en werk in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Dit is aan ons skriflesing soos uit die woord van die Here.
In hierdie gedeelte word daar nogal baie vergelykings getref in terme van verskille, in terme van kontraste word dit hier gestel, dat die hemelliggame en die aardse liggame verskil, dat sterre van mekaar verskil, dat mense van mekaar verskil. Hy gaan so diep as om te sê, die vleis van diere en mense en visse en voëls verskil. Op hierdie manier probeer Paulus vir sy gehoor verduidelik wat dit beteken om uit die dood uit opgewek te word. Hulle het dit verstaan in daardie tyd dat die Gees, soos ek aan die begin gelees het, die Gees altyd bly voortleef. Maar hierdie gehoor aan wie Paulus skryf, glo nie daaraan dat die liggaam uit die dood uit opgewek gaan word nie. En dit is waarom hy hierdie hele gedeelte neerpen en vir hulle verduidelik, maar daar is iets wat moet gebeur voordat ons die ewige lewe kan beerwe. Voordat ons vir ewig saam met ons hemelse Vader kan loop. Familie en vriende, julle ervaar eerstehands hoe dit voel wanneer ons 'n geliefde aan die dood afstaan. Ek dink dat ons as mensdom heeltemal hierdie verstaan van die dood en die hiernamaals van tyd tot tyd verkeerd verstaan en heeltemal verkeerd interpreteer. Ek het die geleentheid gehad om nie lank gelede in die stad te kon wees. Sommige in Bloemfontein, as jy dit nou as stad wil beskryf. Een van die goed wat ek daar ervaar het, is dat mense nie verder wil kyk, of verder wil dink, of verder wil glo as die liggaamlike dood nie. Ek het dit gesien, dit het vir my duidelik geword op 'n spreekwoordelike bumper sticker. Ek gaan nou nie presies herhaal wat daar staan nie, maar dit kom daarop neer, die lewe is moeilik en uitdagend, en dan gaan jy dood. Die lewe vereis baie van jou, en dan gaan jy dood. Ek seker elkeen van julle kan in julle agterkop daardie sin voltooi met die woorde wat op hierdie bumper sticker geskrywe staan. Iets wat ek nie graag hier wil noem nie. Ongelukkig is dit hoe mense leef, dink, redeneer en glo. Hulle voel baie keer mismoedig, net soos die skrywer van Prediker. Alles kom tot niks. Een oomblik is ek daar, die volgende is ek weg. Alles kom tot niks. Maar tog aan die einde van die boek Prediker sê hy, maar alles is goed, want God het alles geskape. Een ding wat ons egter moet onthou en baie na in ons hart moet hou, is die feit dat ons nie die ewige lewe kan beerwe tot daardie dag aanbreek wanneer hierdie spreekwoordelike trompet geblaas gaan word nie. Hier staan geskrywe dat baie van ons tot sterwe sal kom voor Christus weer kom om hierdie finale sê te sê, hierdie laaste trompet te blaas. En dan sal ons almal met verheerlikte liggame uit die dood uit opstaan. En ons sal 'n verheerlikte lewe leef. Maar tot daardie tyd gaan ons geliefdes aan die dood afstaan. Of ons gelowig is of not, dit gaan ongelukkig so gebeur. En nou met al hierdie negativiteit saam van ons menslike siening van die dood, omdat ons nie verder wil dink nie, skep dit vir ons baie negativiteit. Ek verstaan dat Oom Giep 'n man was wat baie tyd gemaak het vir sy Skepper. Wat baie liefde en tyd bestee het aan sy geliefdes, aan die wat hom na in die hart lê. Dat hy regtig lief was daarvoor, dat hy hierdie spreekwoordelike storieverteller was, wat lief was om te praat en gesels en lief was daarvoor, om te getuig. Getuig van die Here se goedheid, getuig van sy werkende krag.
Maar ons weet ook, alhoewel ons as gelowiges geseën is met 'n aardse lewe, dat ons nie altyd so sal kan wees nie. Dat ons moet vrede maak daarmee, dat ons iets moet verlaat, ons geliefdes moet agterlaat, mense wat vir ons lief is, mense vir wie ons omgee, kinders, familie, vriende, sodat ons die ewige kan beleef. Ek wil so graag hê dat mense anders moet redeneer en anders moet dink oor die dood en die lewe. Ons lees daarvan in die Bybel waar ons bemoedig word en waar dit vir ons vertel word, maar wees dankbaar. Want om Giep is ons vooruit, hy is ons 'n tree te voor. Hy het iets wat ons na behoort te smag. Paulus verwoord dit so mooi. Hou in gedagte hierdie bumpersticker. Die lewe is moeilik, dan gaan jy dood. Maar Paulus sê vir ons in Filippense 1 vers 21, want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my die wins. Ongelukkig dink ons nie altyd so daaroor nie. Ongelukkig wil ons negatief en hartseer en pessimisties wees, in plaas daarvan om optimisties te wees en sê, dankie Here dat ons kan leef. Nie net dat ons kan leef nie, dat ons kan leef vir U, dat ons 'n verhouding kan hê met U, dat ons nie net na U toe roep wanneer dit moeilik gaan en wanneer ons 'n worsteling beleef nie, maar dat ons 'n lewe kan hê saam met U. Dan sal ons kan sê, of dan sal ons nie sê, maar die lewe is hard en die lewe is moeilik en dan gaan ons dood nie. Nee, dan sal ons sê, soos wat ons lees in vers 21 van Filippense 1, om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my die wins. As ons voel soos daardie bumpersticker, moet ons introspeksie doen. Want is juist daardie gesindheid, daardie tipe spreekwoordelike verhouding met God wat ons het, wat ons so laat voel. Daardie woorde, soos op daardie bumpersticker, kan nie uit jou mond uitkom as jy 'n lewende verhouding met God het nie. Dus die oproep, dus die aanbeveling, mag ons so leef dat ons kan sê, maar vir my is om te lewe Christus en om te sterwe is vir my die wins. Dit is so bevrydend, ek weet nie of ons dit besef nie, dit bevry ons van hierdie mag wat die dood oor ons het. Hierdie mag wat die dood oor ons harte het. Hierdie gedagtes van, ons gaan hom nooit weer sien nie, ons gaan hom nooit weer oorlag nie, ons gaan nooit weer saam met hom gesels nie, ons gaan nooit weer aan tafel kan sit en saam bid en eet nie. Ons egter sê, maar dit was God se wil. Ons pa, ons vriend, ons geliefde, hy het die wins van die lewe gekry. Want die wins van 'n Christelike lewe is om eendag verenig te wees saam met Christus. Weet julle wat, hierdie lewe, hierdie hiernamaals, na hierdie blaas van die laaste trompet, gaan ons nie tydelik by Christus en by God en by die Heilige Gees wees nie, nee. Ons gaan aansit aan by 'n feesmaal en ons sal vir ewig leef in die teenwoordigheid van ons Skepper en ons Saligmaker. Mag hierdie gedeelte vir ons berusting bring. Mag dit ons dat laat besef dat ons moet 'n fase in ons lewe deurgaan, want die dood is net nog 'n fase, sodat ons die wins van 'n lewe saam met Christus mag geniet. Ek sluit af vir 'n derde keer met die vers. Om te lewe is vir my Christus, om te sterwe is vir my die wins. Amen. Here Jesus, U kom na ons toe, Here, wanneer ons hartseer beleef, wanneer ons moeilike tye beleef,
wanneer ons uitdagings het in ons lewens, wanneer ons geliefdes aan die dood afstaan, Here, soos wat U dit bestem het. Dis nie iets wat toevallig gebeur nie. Dis nie iets wat ons voel ons verdien nie. Here, maar dis iets wat ons met 'n blymoedige hart kan gee, ons lewe op aarde. Here, mag ons op so 'n manier leef en uit hierdie pessimisme, uit hierdie negativiteit van die wêreld uitkom, om te dink dat die lewe hard is en dan gaan ons dood. Mag ons dit vernuwe deur te sê, want om te lewe is vir my Christus, maar om te sterwe is vir my die wins. Mag ons aardse bestaan wat ons prys gee vir ons die grootste wins wees, of die grootste besitting wees om te verruil vir dit wat nooit gaan einde kry nie. Ja, Here, want om gedompel te wees in U liefde en U genade, in U teenwoordigheid, is die beste wat ons mag hê en kan saam geniet. Ja, Here, ons weet dat ons ook van liggaam opgewek sal word, maar vlees en bloed hoort nie in die hiernamaals nie. Daarom sal U ons seën met verheerlikte liggame. Mag dit ons troos, mag dit ons opgewonde maak om saam met U 'n lewe, 'n hiernamaals, 'n ewigheid deur te bring. Here, ek vra, werk in elkeen se harte. Here, kom genees die hartseer en die verlange. Maar Here, dit is ook so mooi, want dit gee vir ons die herinnering van 'n kind van U, wat saam met sy familie, vriende en geliefdes kon wandel en leef. Here, vergewe ons waar ons tekortkominge het. Help ons om dit reg te stel, sodat ons in 'n lewende verhouding met U kan staan. Amen. Ek wil graag vir julle die begrafnisbrief voorhou. In die blaadjie is dit genaamd biografie, nie begrafnisbrief nie, as julle sou wou saam lees. In liefdevolle herinnering aan pa, oupa, swaar, vriend, Giep Botha. Ons neem vandag baie swaar afskeid van jou. Ons wil net dankie sê vir al jou wysheid, raad en begrip. Giep was gebore die 11de Junie 1938, oorlede 31 Augustus 2022, op rype ouderdom van 84 jaar en 2 maande. Hy word oorleef deur sy 2 seuns en 4 kleinkinders. Giep was baie geliefd in die gemeenskap en was baie trots op sy oupa se handewerk, wat ook die kerkbanke insluit. Die kerkgebou se klippe was ook afkomstig vanaf sy familieplaas. Hy het sy vader op 'n jong ouderdom verloor en moes hard werk om te help om sy broers en susters deur die skool te kry. Hy het vir die paaie administrasie gewerk wat die paaie om Hertsgwil gebou het. Hy was betrokke by verskeie ondernemings soos Botha Motors en Swyswerke, as ook J.I. Keys en later ook vir munisipaliteit se werkswinkel. Hy het ook ambulanskursus gedoen en gery vir Hertsgwil. Hy was altyd bereidwillig om te help met ander se probleme. Hy was ook leier en Excelsior voorloper, en het baie die herinnering van die saamtrek op die plaas, waar hy vir 200 mense vleis gebraai het. 'n familiemens, waar die familie altyd oor die Kersheid plaas toe gekom het. Dan het hy almal op die bakkie of vragmotor gelaai en deur die dorp se strate gery terwyl daar Kerslieder gesing was. Hy was al sy jare 'n Ford fan en het van V8 motors gehou. Tot een van sy vragmotors gesit. Ons was baie lief vir jou
en mis jou oneindig. Rus in vrede. Kobus Botha en Gideon Botha. Ek wil vra of ek wil geleentheid gee vir Kobus Botha om ook die bedankings te waardig. Baie dankie. Ons kom om dankie te sê vir ons hemelse Vader. Dankie dat hy pa, oupa Giep, so lank vir ons gespaar het en dat ons deel van sy lewe kon wees, of hy van ons lewe. Ek wil net dankie sê vir almal wat vandag hier teenwoordig is. Die NG Kerk en personeel vir die gebruik van die geboue en die gereedmaak van alles. Dominee Willie, baie dankie. En ons oralis, die koster en die data operateur daar. Baie dankie julle, ons waardeer dit. En dan ook vir Wijk 13 se susters en Wijk 13 wat vir ons verversings gereël het hierna. Baie dankie vir Afpop in Sasolburg. Wat so gou kom help het. Dankie vir Marielle ook wat hier vandag vir ons help. En dan wil ek ook net spesiale dankie sê aan Sandra en Percy wat gehelp het om die graf oop te grou. Baie dankie aan julle. En dan Gideon, baie dankie dat jy in sy laaste tyd by hom was en dat jy so mooi vir hom gesorg het. Ons gaan hom baie mis. Justice, baie dankie wat jy ook vir oupa gedoen het elke dag. Ons waardeer dit oor. En Aaron wat ook altyd daar was, ek sien jy is ook hier Aaron, as oupa Giep bel, dan het Aaron altyd gehelp waar hy kan. Dis met 'n baie swaar gemoed wat ons vandag afskeid neem van oupa. Maar alle dinge kom tot 'n einde, soos wat oupa's lewe tot 'n einde gekom het. Maar hy was 'n goeie man, hy was 'n goeie voorbeeld vir ons. En ons gaan nou by die graf van hom verder afskeid neem. Dankie, dominee. Ek wil vra dat ons saam staan, dan sluit ons af met lied 464, O Heer my God, en dan daarna sal ek die draers aankondig en die seën uitspreek, en dan gaan ons van daar af graf toe, en dan kan ons weer terugkom vir iets om te nuttig hier in die kerksaal. Kom ons staan saam.
Ek lees vir julle die name van die draers soos wat julle ook kan sien. Kobus Botha, seun, Gidi Botha, seun, Ilse Botha, kleindogter, Johan Botha, kleinseun en Gideon Botha, kleinseun. Ontvang dan ook nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën, julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.